verander, 'n verleentheid en 'n geleentheid. Halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie sê die Here vir my? Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Baie hartelike goeie naam. Dis Sondag aand, dis weer ons, dis ek en jy en julle. Dalk is dit jy, dalk is dit julle. Ons is vanaand saam daar by jou huis waar jy ook al kyk en dis so lekker om saam met jou te kan gesels. Baie dankie vir julle wat vir ons sulke mooi terugvoerings gee en met ons gesels en sommer aansluit by ons voice clips wat jy elke dag kan ontvang. My telefoonnommer was al op en myne Desiree sit en hy gaan op die einde van die uitsending is ons nommers weer op. WhatsApp ons laai op ons voice clip groepe, maandag tot vrydag, elke oggend, en dan vrydag natuurlijk my Vrouws and Daughters of the King, dis nou hoofsaaklik net vir die vrouwens, so stuur vir ons 'n boodskap, en ons laai op ons voice clip groepe. Dankie dat jy luister, dankie dat ons hierdie platform kan gebruik. Kruiskyk, goeie nuus in jou taal, dit is so lekker om saam met hulle ook hierdie pad te kan stap, en met al die nuwe verwikkelinge, soos ek verlede week gesê het, nou die dag, wat daar is by hulle, is dit sommer net exciting. Kyk, weet jy wat hulle sê, dat jy moet nooit op 'n groei nie. Spiritually, jy moet nie, ek praat nie liggaamlik nie hoor, ek praat van geestelik. Don't ever stop growing. Hou net aan groei in die Here. Baie bekende gedeelte, daar in Matteus 6, vers 33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Vers 24 sê, ek gaan so 'n bietjie terug, niemand kan twee here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander ene lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Maar nou, hier is 'n baie groot stelling. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Nou ek het nou so onlangs het ek 'n voice clip oor hierdie gedeelte uitgestuur en ek het tydens die voice clip het ek genoem dat by ons hier in Newcastle, groen land van Natal, het ek 'n kursus by ons movement aangebied oor how to be blessed financially by jou huis, by jou werk, how to be blessed, maar nie ten koste van die koninkryk van God nie. Johannes 10 maak dit baie duidelik, Johannes 10:10. Hy sê die dief het gekom om te steel en te roof, maar ek het gekom dat jy lewe, nie in nie, lewe en, dis twee goed, lewe en oorvloed mag hê. Nou hier is 'n groot stelling. Dit kom nie uit die mond van 'n mens, dit kom uit die mond van Jesus Christus homself. Maar daai baie fyn balans tussen God wat my en jou wil seën en om nie toe te laat dat die seëninge, die Engelse vertaling sê dat seek ye the kingdom of God, dis 'n ander vertaling. Hy sê dit kom daarop neer en die minder belangrike goed of less importance, less valuable things, you will receive abundantly. Wow. Seek ye the kingdom of God. And things of less importance. Hy sê 'n bietjie anders, ek kan nou nie presies nou nie. You will receive abundantly. Dis vir God baie belangrik dat
dit met my en jou kruiskykker sal goed gaan. Hy wil hê jy moet gesond wees, hy wil hê jy moet voorspoedig wees, hy wil hê jy moet vooruitgang, hy wil hê jy moet die kop wees en nie die stert nie, hy wil hê dat alles wat jy in sy naam bind sal in die hemel gebonde wees, alles wat jy op hierdie aarde losmaak sal in die hemel los wees. Hy sê, hy wil hê dat waar 2 of 3 in sy naam vergader, daar is hy in hulle midde. Hy wil hê dat daar waar 2 saamstem oor enige saak, sal dit hulle byval. That's the desire. Dis die begeerte van God. Maar die grootste nie enkele rede waarom Jesus gesterf het, was nie vir the less important things nie. That comes into the package. Maar dit gaan sodat ek en jy soos 'n brandhout uit die vuur uitgeruk word, sodat ons name geskrywe kan word in die boek van die lewe. Nou, ek wil dit dadelik sê, dat Jesus kom nie terug vir karre en vir huise en vir accolades en vir sertifikate en diplomas en grade en al die. Jesus kom glad nie vir dit nie. Hy het gekom sodat ek en jy kan lewe in oorvloed hê. Hy het gekom sodat ons naam kan geskryf word in die boek van die lewe. He broke every curse. Galasiërs sê, hy het in ons plek sonde geword. Hy het nie sonde gedoen nie. Hy het ons sonde op hom gedra. Ons ongeregtighede was op hom geslinger gewees. Hy skuldbrief wat geskeur was, sodat ek en jy kan vry wees en ek en jy kan lewe. Maar soek eers die koninkryk van God. Nou gaan ek dit so 'n bietjie anders sê. En die minder belangrike dinge, jou daaglikse goed, jou begeertes, jou goeie werk, 'n goeie toekoms, 'n goeie vrou, 'n goeie man, 'n mooi kar, 'n mooi huis, en al die goed. Dis alles goeders. Jy weet, hulle nou onlangs het hulle die Comrades 2026 hardloop en ja, beide die rekords was verbreek. Ek dink daai Gerda vrou daar 5de keer gewen. En nou ons het daar in die vallei van 1000 Heuwels daar by Caterich het ons baie lang of 'n ruk gebly. En ek weet jou, as jy ouens hardloop daar van Durban af, dan hardloop hulle daar by Pinetown, hardloop daar by Kloof, Hillcrest, Botawil, Inchanga, so om Harrison, en as hulle daar by Caterich hardloop weer oor Camperdown, Umlaas Road, en so gaan dit nou aan. Maar tussen die wegspring en die einde, die 11de uur of wat hulle moes so staan, draai die ou sy rug en hou die geweer in die lug, en wat ook al, en hy weet nie wie kom nie, en dan trek hy die skoot, so jy moet voordat die skoot trek, moet jy inwees. Maar wat ek probeer sê is, tussen die wegspring en die einddoel wat jy bereik, is daar baie, daar's sappe, daar's koolhidrate, daar's versterkings, daar's vitamine goedes wat hulle vir jou so aanhou gee om te drink. Dit is goedes, nie waaroor dit gaan nie. Ek wil iemand gou hierdie vergelyking tref. Die goed wat hulle vir jou gee op die pad, is nie waaroor die wedloop gaan nie. Die wedloop gaan daaroor dat jy of moet wen of dit voltooi. Maar die goed in die pad is die hulpmiddels en die goed is wat jou drade vir jou bietjie makliker maak. En dis presies hier, so soek eers die koninkryk van God is sy geregtigheid, hier is righteousness, né? En al hierdie dinge. So, dis die goed wat die Here vir my en jou op die pad gee. Dis die goed wat die Here ons weer bless. Dis die goed wat die Here vir ons gee om ons lewe makliker te maak. En as jy bid, as jy nie wel voel, dan maak hy jou gesond. As jy nie geld het en voorsiening, dan voorsien hy vir jou. As jy nie brood in jou blik het, dan gee hy vir jou brood in jou blik. Vir 40 jaar voed hy die kinders van die Here, die Israeliete, voer hy hulle in die woestyn vir 40 jaar. Drop die manna uit die hemel uit, man, die kwartels val uit die hemel uit, en hy gee hulle water uit die rots uit, but that was not their destiny, that was just the provision on the way to the destiny. En die probleem is, en ek dink dit is waar 'n baie groot probleem inkom vandag in die kerkewêreld en tussen die kinders van die Here, is dat ons verruil baie maklik die necessity, die noodsaaklikheid om die koninkryk van God te soek. Eerstens, om jou sielsaligheid te sorg dat dit met dit goed gaan, om jou alles op die altaar te sit, nie vir enige bymotiewe van wat die Here kan doen nie. You do not serve God for what God
God can do and what God can fix. En ek het al hoeveel keer dit gesê, that God is much greater, hy is groter as 'n water en ligte God, en as Here voorsien vir my petrolgeld God, en Here voorsien vir my brood God, hy's baie groot, that's not why he came, he will do it along the way, maar hy sê, soek my, waar hy sê, soek die koninkryk van God, sê hy eintlik, soek my vir die regte redes. En dis die probleem waarmee ons sit. Mense soek God vir wat God kan doen, nie vir wie God is nie. As God, jy jou hart vir die Here gee, en hy doen nooit in jou lewe iets vir jou nie, behalwe sustain jou, dan het jy nog steeds die rede om 1000 keer 'n dag vir hom dankie te sê. En weet ek het op 'n plasing gemaak te sê, nou die dag van my pa, ek is so 'n foto van my pa en my ma, my vrou, jare terug daar 'n wit boortjie waar so sit, en toe sê ek daar, weet jy wat, as ek weer daai foto moes neem, is daar een minder. My pa is nie meer met ons nie. En if I could only had that time back, and to say that God has granted us a favor to make more things and al die tipe goedes, but not more time. En ons mors so baie keer ons tyd om uiteindelik te verspil op goeders wat geen sielsaligheid waarde het. Hy sê juist in hy vertaling, things, dis hoe hy dit eintlik uitspreek, things of lesser importance, met ander woorde, dis enige ding op hierdie aarde, wat ek en jy kan kry, is of lesser importance, teenoor the kingdom of God, wat ek en jy moet soek met ons hele hart, en met ons hele wese, en met alles wat in ons is. Hoe vinnig kan ek en jy op 'n dwaalspoor raak? Hoe vinnig kan die oomblik, weet ek het dit hydag genoem, ek sê dit, en ek gaan nou maar reguit sê, dat baie mense, lyk kan net die Here dien as hy swaar kry, as hy nie so baie kilometer, hy nie die kerkbesie moet hom oplaai, iemand moet hom gaan oplaai, dan dien hy die Here, jy mis nie 'n diens nie, maar geef hom 'n karavaan en 'n boot en 'n kar, dan sê elke Sondag by die dam, en elke Sondag by die kampgronde, want nou het hy iets gekry om hom uit die kerk te hou. God will not create a distraction. As jy daar in Matteus 25 lees jy van die talente, die een kry 5 talente, die ander kry 2 talente, die een kry 1 talent, en die sad ding is, die ou wat 5 het, verdubbel het, die ou wat 2 het, verdubbel het, die ou wat 1 het, gaan steek het weg, hy gaan steek het weg, en hy sê, jou slegte diensknegt, en jy sê die buiterste, is jy uitgewerp, want omdat ek jou nie eers met 1 talent, met 1 ding kon vertrou nie, en is baie sad, kruisgekyker, vertrou my man vanaand as ek het vir jou reguit sê, maar party mense, lyk my, moet maar net suffer om die Here te dien, party mense kan die Here toe vertrou, party mense is by die 1 talent vir die rest van jou lewe, God kan jy nie met 5 talente vertrou nie, hy kan jy nie met 2 talente vertrou nie, want die oomblik as jy 1 talent het, dan wil jy mooi werk, maar as jy vir 5 talente, dan wil jy begin mors, en alles gaan oor rentmeesterskap, en al hierdie goeders, hoekom sê ek hierdie goed vanaand? Hy sê, soek eers my. Hy sê, wat niemand kan 2 Here dien. Jy kan nie God en mammon dien. Jy kan nie God en die wêreld dien. Jy kan nie God lief hê en vir Satan nie. Elkeen, God is die verteenwoordiger van lig, hy is lig. Satan is die verteenwoordiger van duisternis, hy is duisternis. How can you love duisternis en lig meng nie met mekaar nie? Want in die son op die oggend, wanneer ek hierdie voice klip opneem, en ek sit hier onder, en ek kyk hier na die Amajuba berge toe, hoor wat ek jou gaan vertel, en daai son steek sy kop daar agter die berge, ek praat hier van 30-35 kilometer ver, en daai son steek sy kop so oor daai berge uit. Luister, dan is duisternis amper nêrens te sien nie. Kyk, hy moet pad vat, en al wanneer duisternis na vore kom, is nie wanneer duisternis, darkness arrive nie, dis wanneer lig wegraak. Lig is daar, en lig is daar. Duisternis is net daar waar daar nie lig is nie. Nou hy sê jy sal jy sal die 2 Here dien, maar die een sal jy haat, en die ander sal jy lief hê, die een sal jy aanhang, en die ander sal jy verag. En dis die probleem. Jy weet, en dit is so 'n sensitiewe onderwerp, dat God vir my en jou wil seën. He wants to bless you, but the problem is, can God trust you? It's easy to say that I trust God, want ons kan God vertrou. Is baie maklik om te sê, ek kan God vertrou met my lewe. Hy is 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer, sê die woord te Spreuke. Maar hier is die punchline.
Hoekom dien jy God? Dien jy God om jy elke maand uit te byl? Dien jy God net wanneer jy 'n begrafnis het? Want kyk, ek is nou nie van gister af in die bediening nie, maar kyk, ek lyk my jy begrawe net heilige mense, en jy begrawe, en dan jy daai mense nooit gesien nie, maar pas so, ja, maar ons was jare terug. Hulle was so lank terug in die kerk, jou kerk, jy het nie eens daai te bestaan nie, maar hulle was in jou kerk. So, en hulle is heeltyd met mammon besig, en met die wêreld besig, maar daar kom 'n punt, of wat op hierdie aarde is, of wat hierdie kant van die kus is, of daai kant van die kus is, waar elke knie gaan buig, en elke tong gaan bely dat hy God is, en hy sê, ek deel my eer met geen mens nie. As julle my wil dien, al gee ek net vir jou halwe loaf brood 'n week om te eet, moet jy my nog steeds lief hê, want ek gaan vir jou 'n bakkery gee, never mind 'n halwe brood, en hoe ook as God vir jou 'n bakkery gee, I've said this so many times. When God starts to bless you, do not raise your standard of living, raise your standard of giving. Dis juist hy wat sê nederig voor God is, wat soos Johannes sê, ek moet minder word, sodat hy kan meer word. Here, sonder u is ek niks, en sonder u gaan ek dit nie maak nie. Here, you can take this whole world, but give me Jesus. But along with Jesus, you will be blessed, you will be sustained, you will be victorious, you will, jy sal nie agter in die ry staan nie. That's the kind of God that I serve. En vanaand wil ek vir jou sê, hoe belangrik is dit dat ek en jy sal weet, dat hierdie God het vir my en jou so baie instoor, my vrou sal die woord sê, so baie in pag, jy weet, hy het so baie in plek vir my en jou, daar's soveel goed wat hy vir ons instoor het. In 2007, dink ek was dit gewees, dat ek het hier voor in my Bybel kyk, dit was hier in 2007, het hier wonderlik, in 7 Oktober 2006, toe het ek 'n profesie gekry van 'n ware godsman wie vandag by die Here is, 'n ware godsman, julle wat die wyle pastoor Nikkie van der Westhuizen ken, hierdie man was al die jare so saam met opgeloop aan hy groot tent daar by Shamdor, en hy het eendag en hy gee my die wonderlike woord wat die Here vir my gee, en hy sê 'n paar goedes, en die Here sê, hy sê so, hy sê, enter with boldness into my presence, and thou shalt see my smile, for the day is not far distant, and until the time of the restoration of all things shall be manifested by my saints. In the hour of most radiant triumph, you must remember him who has accounted thee costly and fit to be a steward in a trusty ship of his glory. Nou hier is die ding, wanneer God jou begin seën, remember him. Kabam, remember him. Onthou waaroor dit gaan. Onthou wat vir hom belangrik is. Onthou wat hy koester na aan sy eie hart. Halleluja. En ek wil jou bless vanaand om vir jou te sê, weet jy wat? Hier is 'n resep. Jy kan nie twee Here dien nie. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Ek sê dit baie keer by ons, ek sê dit baie keer op die voice clips, ek sê dit baie keer waar ek preek. You cannot rebuke demons on a Sunday. You are playing with on a Monday. Jy kan nie twee Here dien nie. Maar luister, kom ek sê vir jou. Jy kan nie eens twee vrouens hê nie, meneer. Jy gaan die een liewer hê as die ander een. Hulle gaan verklei soos kat en honde, hoor. Dit is in elk geval 'n gruwel, hoor. Maar ek sê dit net vir jou. 'n vrou kan nie twee mans hê nie, hoor. Dis 'n sirkus. As een priester, as een God, as een priester. En die Here sê, hy sê wanneer jy my soek, en jy soek, ek moet jou uitdruk soos 'n brandhout in die vuur. Seek thee the kingdom of God first, and the less important things will be in abundance. So hy sê, weet jy wat? Hy sê, ek sal al die dinge vir julle byvoeg, al die minder belangrike dinge. Vir ons is dit baie keer belangrik, vir ons is baie keer die minder belangrike dinge wat vir God sê, minder belangrik, is vir my en jou baie keer belangriker is wat God is, vir ons. En dis 'n tragedie, dit is 'n resep vir 'n ramp, hoor, om te dink, dat, jy weet, ek verruil dit wat God vir my doen, en ek gryp dit, en dit word vir my belangriker as wat God self vir my is. Sjoe, ek het dit laas week ook gesê, en ek sê dit weer, ek weet nie, I would rather have Jesus than silver or gold, rather have him than riches untold. Daar is niemand soos hy, daar is niemand wat hom kan vervang nie, daar is niemand wat my kostbaarder is as hy nie. Daar was 'n man gewees baie jare terug in Durban toe ons nog jonk getroud was.
Hy het so 'n klein trekklaviertjie gehad, dat hy altyd so gesing het, terwyl hy so gesing het, het hy so gekyk na die, so asof hy deur die dak kyk. Die verlang in sy oë, die trane in sy oë, en op 'n jong ouderdom, het die Here hom kom haal. Sy naam was Gideon, hulle het hom genoem Spek, en Gideon is huis toe. Laat die Here vir jou die belangrikste wees, hoor. Vader, dankie dat ons hierdie wonderlike voorreg het om te kan gesels oor U. Daar is nie 'n beter onderwerp oor te gesels as U nie. Dankie vir die unieke, besonderse, Heilige Gees gevulde voorreg. My gebed is dit, Here, dat U by hierdie kruiskyker, dat hy wil tap in, dat hulle sal connecteer met U, te besef, ek soek eers die koninkryk van God voor ek enigiets anders soek. Niks is vir my belangriker nie. I would rather have Jesus than riches untold. En ek bid, Here, dat U hierdie woord sal rema maak in die harte van elkeen wat ingeskakel het. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het. Ons praat gou weer. Mag die Here vir jou seën. En weet jy wat, onthou net, Jesus is op pad, hy's feitlik hier, 1 van die dae, gaan hierdie blou lig skeer. Mag die Here jou seën, ons gesels gou weer. Totsiens.